ons dien 'n groot God. Amen. Baie welkom weer eens elkeen hierso. Dis lekker om in samehorigheid die Here te kan aanbid. Ongeag wie jy is, van waar jy kom, wat jy gedoen het, ongeag jou verlede, dit maak nie saak nie, as jy hier kan kom, jy dien die lewende God saam, dan kom ons in 'n eenwording. Want ons steek saam ons hande op en ons sê saam, Here, U is groot. Halleluja. Sê gou vir elkeen langs jou, agter jou, hallo en welkom hierso. Sê sommer vir hom, jy's oulik en jy's mooi. Weer eens baie dankie vir julle opkoms, dat julle kom kyk. Nie kan jy nie deels, dat julle deel is van hierdie liggaam van Jesus. Ek eer God. Want as vandag soveel baie misleidings daar buitekant, jy kan gaan visvang en jy kan gaan eet en al die goedjies, allerhande verskonings, nie in kerk toe te kan kom. En tog, ons kom kerk toe, want ons wil 'n verhouding met die lewende God hê. Jy kom hoor wat die Heilige Gees aan my geopenbaar, wat moet ek deel? Jy kan dit weer vat, dis jou keuse. Jy vat dit, as jy uit is by die deur sê, dis nie vir my bedoel nie, gooi dit in die asblik en ek klim in die kar en ek ry en ek is terug by verlede week. Of jy kan dit vat en jy kan sê, daai woord, Here, wat U vir my gegee het. Nie hartes nie, Heilige Gees, daai woord wat U vir my gegee het, ek vat dit. En ek bedink dit. En wanneer ek dit bedink, dan kom dit in my in. Ek wil jou gou 'n verhaal vertel. Ek was 'n jong man gewees, het in die stad groot geword. En ek het swaar groot geword. Pa was nie reg nie, ma het ook nie baie bekommerd oor nie, het in die weeshuis groot geword. Maar een dag, bel 'n prokureur. En hy sê vir hom, Boeta, jy het 'n oupa gehad, maar hy is oorlede. Jy erf 'n plaas. Baie opgewonde, maar hy weet nie hoe moet hy maak nie, wat moet hy doen? Hy het nooit in dit groot geword nie. Maar die prokureur is 'n kind van God, het geweet waaroor dit gaan. Het hom gevat, het hom gehelp, plaas is op sy naam. Prokureur het hom gaan voorstel aan die bure het hom leer ken, so het hy groot geword. En eendag sit hy op sy stoep, nou ek weet, ek het self geboer, jy word, as die son sy kop uitsteek, dan jou kop lank al opgelig, dan kyk jy hoekom daai oranje son, daar in die verte kom hy op. En hy kyk so op die stoep en hy sien my twee boompies hierso, is mos in my swart sakke. En hy besluit, hy gaan hierdie twee bome, hy ken hulle glad nie, weet nie hoe werk het eintlik nie, maar die boere om hom help hom, maar hy besluit in elk geval, hy gaan hierdie twee boompies gaan hy plant. Maar 'n eentjie van die huis af, daar by die lande, waar hulle hom nou wys en ondersteun en help. Hy het geplant. En so intussen het hierdie jong man nou groter geword, hy het in die boerderybedryf begin ingroei. En een dag was daar 'n verskriklike storm, terwyl hy daar op die lande is. En hy was nie met die bakkie na die lande toe nie, hy het so toe geloop, en die storm breek los, en dis 'n verskriklike wolkbreek wat daar losbreek. En hy hardloop, en hy onthou maar, hierdie twee bome het ek hier geplant.
En hy kom by die een boom. En hy probeer teen die boom inkom, en soos wat hy nader na hierdie boom toe kom, steek die boom om. Want hy soek beskerming teen hierdie verskriklike wolkbreek. Maar soos wat hy so is, dan steek die boom, soos wat hy so is, dan steek die boom om. Soos wat hy so is, dan steek die boom om. Dis so, en hy besef net weer, dit vat hom na sy kinderjare, waar hy groot geword het, daar in die afsondering, wat hom ook gesê, nee, so, jy is nie welkom hierdie, dis maak jou seer. Dis wat hierdie boom doen. En hy kyk en hy sien hierdie ander boom, en hy hardloop na hierdie boom toe, en hy gaan staan by hierdie boom, die grootste blare, die mooiste blare, en hy kan so styf teen die boom se bas staan. Ek sê, Here, is dit nou by die regte boom? Ek vertel verder, die boom antwoord hom, jy kan maar teen my staan. My blare is groot genoeg om jou te beskerm teen die reën. En as jy 'n vrug wil hê, dis 'n vrug wat jy kan vat en eet. Wat vertel ek jou? Ons het almal ergens onder 'n boom groot geword. Ek en jy. Was dit by die boom van die dorings, met die see, weerstand? Is ons nog steeds besig met hierdie boom? Of is dit hierdie boom met die blare wat vir jou kan beskerm teen hierdie reënstorm en wat jy teen sy stam so kan staan? En so is ons vandag as mense op ons tree op as bome. En ek vra jou, wat se tipe boom is jy? Is jy die een wat seermaak, steek? Nee, daai kant toe. Toevallige doringboom, die ander boer het hom toe gehelp, sê, dis 'n doringboom. Dis 'n baie mooi boom. Maar dis nie 'n boom om onder te staan as die storms kom. Maar daai boom hierdie kant, is 'n vrydeboom. Is 'n boom met 'n vrug, met 'n soet vrug wat jy kan afpluk en eet. En jy is onder die beskerming. En so kom dit, so kan daar ook kom en jy kan die vraag vra, hoe het ek groot geword? Ok, jy het 'n manier wat jy kon groot geword het. Nou vat ons dit 'n stapie verder. Toe word jy kind van God. Soos wat jy groei, ouer word, mense ontmoet om jou. Toe word jy kind van God. Toe word daai jong man kind van God. En die beste van alles is, toe hy kind van God word, vind daar 'n verandering binne in hom plaas. Wat wil ek doen met jou? Kan ek vir jou reguit vra? Wat gaan binne in jou aan? Ek gaan nie vir jou kan sê wat binne in jou omgaan nie, maar jy weet wat gaan binne in jou aan. Kind van God. Is jy nog in die groeiproses om op te kan staan? Voordat jy kind van God was, en ek vat jou na Galasiërs 5 vers 19 tot 21, toe was jy betrokke by die werker van die vlees, die doringboom. Werker van vlees, en dis wat so mooi is wat die Bybel sê, die werker van die vlees is openbaar. Ken nou, openbaar. As 'n ou besig is met die werke van die vlees, word jy geopenbaar, jy kan dit nie wegsteek nie. God maak dit oop. Mense sien dit, mense wat teen jou wil kom staan, voel die doring steek. Mense wat seer het, wat aandag soek, voel die doring steek. Waar begin dit? Hoe die Here ry.
onreinheid, losbandigheid. Ek gaan en ek kan soek, weer toenadering, wat is het boom met my steek, want ek is op die verkeerde plek. Dit is een plek van seer, afgoedery, ek soek een uitweg, ek soek een boom, towerij, ek soek een uitweg, vyandskap, want dis al wat my, dis wat hierdie boom doen, dis al wat hom kan beskerm, is sy torings. Daar's niemand anders wat hom beskerm nie. En daarom hardloop hy na vyandskap, hy hardloop na twis toe, hy hardloop na jaloesie toe, hy hardloop na toring toe, selfsug, tweedrag, hy wil nie eenheid hê nie. Hy soek skeringe, hy is afgunstig, hy wil nie hê die son moet oor die ander persoon skyn nie, want dit gaan oor my, ek is soos hierdie doringboom. Dronkenskap, ek soek 'n uitweg. Eet party, ek soek die mense wat saam met my kan eet, kom ons ooreet onsself, veral vandag. Dis 'n uitweg, dis 'n oplossing, tydelik, maar moet as jy vanaand na die bed gaan lê, dan kan jy nie slaap nie. Paulus sê, vers 21, afguns, moord, dronkenskap, brasery, dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Finishing plan. Hoor mooi, mense, hierdie is 'n waarskuwingswoord. Dis nie ek wat dit so sê nie, dis wat die woord sê. En daarom kan ek vir jou nou al raad gee, as jy daarmee besig is, begin 'n besluit neem en sê, ek wil klaarmaak, ek wil klaarmaak, ek wil klaarmaak. Ek soek die boom, nie hierdie boom nie. Ander ding is ons wil so graag mense probeer beïndruk, jy kan nie mense beïndruk nie, jy kry seer as 'n doring. Beïndruk jou lewende God, bou 'n verhouding, kom in die regte posisie met hom. Wat gebeur met die haat en die afguns, kom hierdie boom en sê, kom, liefde, ag jou, liefde, Jesus Christus is die boom van die lewe. Kom met jou verhouding, pak jou hart uit voor, as jy kwaad is vir iemand, pak uit, Here, ek voel so, help my Here, nie my wil nie, maar u goddelike wil in my lewe. Ek wil nie meer so aangaan nie. Die liefde, blydskap, daar was bitterheid, die soos 'n blydskap, ek is opgewonde, ek het my identiteit teruggekry in Jesus Christus. Wie is ek? Wie is jy? Weet jy wie is jy? Onrus, konflik, vrede, is al met die boom. Alle vrede met alle verstand te boven gaan. Here, die teenwoordigheid is die God van voorsiening. Hoekom het ek so bekommerd wees op die einde van die maand oor die salaris wat inkom en al die uitgawes? Is my God, is my voorsiening. En ek eer u daarvoor, Here, langmoedigheid, geduld, onverdraagsaamheid, vriendelik, hartig. Ek sal my manier doen soos wat dit my pas. Jy sal my niks vertel nie. Swak identiteit, dorings, steek jy met die doring. Geloof, ontrou, wantrou, ek vertrou die lewende God, sagmoedigheid,
Het jy gekyk na van die boom se takke en maklik buig. Sag, hy's flexible, hy pas aan. Dis soos die Vaalrivier wat die Here vir my gewys het. Hy vloei so verskriklike stroom, en hy gooi rotse en rotse en rotse in sy pad. Hy gaan om en hy gaan aan. Want die voorsiener is die lewende God. Amen. Dan kom jy 'n ander uitdaging. Impulsiewe gedrag, oorhaastige besluite, losbandigheid. Ek neem vinnige besluit. Dit is so onskuldig daaroor, ek dink te vinnige besluit. Ek is skuldig en ek sien trouwens ondersteun my, want hulle sal glas op. Maar hier is so selfbeheersing. Heilige Gees, help my, hoe hanteer ek dit? Hoe hanteer ek hierdie situasie? Help my. Dan sê die Here, gee die Here vir jou antwoord. Nee, dis nie wat ek wil hê. Die Here kan nou nog antwoord kom nie, asseblief. Dis my manier van antwoord wat ek wil hê. Dan kom die Here en dan gee hy jou weer dieselfde antwoord via iemand anders se mond wat dit uitspring. Mense, wat deel ek met jou? Ek deel met jou die vrug van die vlees en die vrug van die Heilige Gees. Wat groei binne in jou? Wat deponeer jy binne in jou? En net jy gaan weet wat jy binne in jou deponeer. Heilige Gees gaan dit dalk nou in jou openbaar. As jy jou stilte tyd het, ek weet nie die aand of vroeg in die oggend is ideaal, hè. Dis lieflik, dis stil. Die kinders slaap, die honde en die katte slaap, en die poue en die hoenders slaap ook. Dis stil. So nou en dan dalk 'n hoender aan wat kraai. Mense wat vir my so uitgestaan het in die woord, en jy kan self ook gaan kyk, self ook gaan ondersoek, is byvoorbeeld die liefde van Jesus wat geopenbaar is aan die kruis. Toe hy gesê het, Vader, vergeef hulle het vir hom geslaan, wat 'n doringkroon op sy kop gesit. Hulle het hom verniel. Jy kry vir 'n Paulus wat in die tronk gesit het, toe sing hy lofliedere, 'n lofoffer wat hy aan die Here gebring het. Stefanus wat vrede ervaar het, toe hulle vir hom so gooi met klippe. En vandag gooi hom nie, vandag se klippe is woorde. En as hulle vir hom so gooi met klippe, dan sê hy, net op sy knieë geval met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Hy kon omgedraai het en gesê, julle slegte mense, julle weet nie en ek verwens julle tot in die hel in. Maar hy draai om en hy sê, Here, vergewe hierdie mense, want dit gaan nie oor hom met sy verhouding met die mense nie, dit gaan met hom oor die verhouding met die lewende God, wat binne hom gedeponeer is, en wat dan gaan uitloop na buitekant toe. En soos wat die woorde kom, en soos wat die klippe kom, word dit saam gepers, maar dit kom uit sy longe uit, Here, vergewe hierdie mense. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy kry vir Josef met sy broers. Hy het sy broers vergewe met lankmoedigheid, geduld. Die barmhartige Samaritaan met vriendelikheid. En ken jy die vrou, Tabitha? Sy het vir ander mense klere gemaak met die goedheid van die lewende God. Sy het vir hom 'n kledingstuk gemaak en vir hom gesê, hierso, vat, ek wil niks terug en jy omgedraai gedoen. Here, kom, dankie dat jy my die krag gee, dankie dat jy my die materiaal gee, dankie dat jy my die wysheid gee, dankie dat ons 'n intiemer verhouding met mekaar kan hê. Ek kom iemand help. Nie 'n geval van, luister, ek het jou gehelp, jy skuld my, jy kan my maar afbetaal nie. Want ek moet geld hê, ek moet my kinders sorg. En jy kry dit. Maar intussen tyd, Here is my voorsiener. Hy is die God van voorsiening. En dan kry jy baie smart man,
Moses. Hy staan bekend as die sagmoedige man. Hy het hoeveel miljoene Jode deur die woestyn gelei? 40 jaar. Wat hulle geduld moes vat. Hulle klippe moes vat. En tog het hy geweet, hy het 'n backup. Net soos vandag, wat is ons backup? Die Heilige Gees wat hier op aarde is, wat vir ons help, met wysheid en insig. Die vlees sê, ek wil hê wat ek wil hê, en ek sal vat wat ek kan vat. En party van ons het so groot geword. Jy moet vir jouself sorg, daar. Die Gees sê, Here my God, U is 'n beheer. Help my. Laat U wil in my lewe geskied. Gee my die wysheid hoe ek hierdie mense om my moet reg hanteer. Gee my die wysheid hoe ek die situasie moet hanteer. En dis dan die moment wat jy daai houding inneem en sê, Here, help my. Dan kom daar openbarings deur. En dis goed wat jy begin sien, dis goed wat jy begin lees in die woord. En jy moet jou ore oop hou vir mense wat oor jou pad kom. Dis mense wat kom iets sê oor jou pad. Daai persoon wat dit sê, het nie eens 'n idee waaroor dit gaan nie, maar dit is jou sleutel tot jou sukses. Want dit is 'n verhouding tussen jou en die lewende God. Wat is die geheim van geestelike groei? Wat is die geheim? So in die nag of in die oggend vroeg, as almal rustig is, as die huis rustig is, op te staan, te sê, Here Jesus, help my, jy pak jou hart uit. Jy is kwaad, jy is woedend, jy het seer, jy sal weet, want jy het 'n persoonlike verhouding met die lewende God. Dis deur gebed, deur die woord van God, dan voed jy hierdie boom wat kan begin groei binne in jou. Heilige Gees wys vir my. Hy sê, Markus, dit gaan oor intimiteit. Met die persone met my. Ek sê, Here, maar verduidelik dit. Hy sê, kan jy onthou 'n man en 'n vrou wat getroud is? Is daar intimiteit met mekaar? In die huwelik? En dan word daar 'n babietjie gevorm in mamma se skoot. En daar kom 'n vrug uit. Net so gaan dit oor intimiteit met die Heilige Gees. Jy is intiem betrokke met die Heilige Gees. Heilige Gees, is die Gees. Is my mooi, lieflike Gees. Kyk hoe jy Jesus. Dankie dat jy dit vir my wys. En dan kom dit uit. Dan kom daar vrug na vore, want dit is as gevolg van intimiteit met die Here dat hierdie vrug begin opstaan. En luister, hy toets vir jou. Hy wil weet, waar is jy? Hy kom, hy stuur oor jou pad. Mense, wat jou challenge. En dan toets hy vir jou so. En hy haal die negativiteit uit. En as jy terug gaan huis toe, of jy is op pad na jou stilte kamer toe, en jy sê, Here, ekskuus, ek is verkeerd. Weet jy wat? Ek vergewe jou. Hy hou nie teen jou. Hy neem nie die houding van 'n doringboom aan nie. Nee. Hy maak soos 'n vyeboom. Ek gee jou 'n blaar, ek gaan jou beskerm. Ek gaan jou rug toemaak. Vroeger, baie lang terug, praat ek ook met 'n pastoor. En ek sê van, Jesus, het is dit en dit en dit en dit en dit en dit. Hy sê, my hart is, ek maak jou rug toe.
Ek vertrou dit. Weet jy wat beteken dit? Dan sê ek, maak jou rug toe. Ek vertrou jou. Dis 'n vyeboom mentaliteit. En daarom is dit so ontsettend belangrik. Wees sensitief. Galasiërs 5 vers 25 sê dit so mooi. As ons deur die Gees lewe, sal ons ook deur die Gees wandel. Mense, dit is gevaarlik. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Ek het nou weer ontdek ook. Daar is 'n versie in die Bybel wat sê dat aan die einde gaan klomp mense voor Jesus staan en hulle gaan sê, Here, ons het gebid vir siekes, ons het gesond gemaak, ons het dooies reggemaak, opgehou. Dan gaan hy sê, sorry, ek ken jou nie. Daarom, begin met jou verhouding. Dit help nie om op 'n showroom te staan en mense te probeer beïndruk met jou bediening nie. Hoor mooi, begin eers met jou verhouding. Kom onder die covering van hierdie boom wat buigbaar is, wat sy arm so op jou kan sit. Dit is so ontsettend belangrik. En ek deel dit met jou, deel hierdie woord met jou. Jy kan maar te wagte wees, daar's mense op pad na jou toe, wat nog hier is. En jy moet hierdie boom kan demonstreer. Jy kan nie terugval na hierdie boom toe nie. Hoor mooi wat ek jou sê. Daarom is dit belangrik, gaan lees hierdie Galasiërs 5. Vrug van die lewe, vrug van die wêreld, van die vlees, die vrug van die Gees. Ek wil dit lees, die Heilige Gees se vrug is nie iets wat ons self kan produseer. Nie uit jouself uit. Nee. Dis Christus wat binne in jou leef. Kan jy onthou so rukkie terug van 70x7? Maar Vader is die boer, Jesus is die hoof, kan ek amper sê stam wat uit die grond uitkom. Ons is die takke wat aan hom groei. En dis die olie, die sap van die boom wat deurvloei van Jesus Christus in ons in. Ons noem hom Heilige Gees. En dis hy wat binne in ons maak, sodat ons hierdie vrug kan dra. Dis nie iets wat ons kan skep nie. Dit werk nie. Dis so belangrik. Ek sluit af. Kom ons sluit oor. Ek wil Heilige Gees kans gee, geleentheid gee, net om elke persoon te kan bedien. Heilige Gees, plant u vrug in ons harte. Laat u liefde ons dryf, u vrede ons lei, en u sagmoedigheid ons getuigskrif wees vir die wêreld. In die naam van Jesus. Amen. Amen. As daar mensies is vanmôre wat sit en sê, Hardes, ek het gebed nodig. Kom staan voor. Kom dat ek vir jou bid. Jy's baie welkom.